Ons gesels môre met die wenners van Kokkedoor, Vuur en Vlam. Ja, as jy nou al na daai braaiery gekyk het en dink dit kan nie gebeur nie. Dis onmoontlik en dan trek hulle 'n haas uit 'n hoed uit, weliswaar 'n medium to rare haas of hoe ook al. Maar dan is daar ietsie moois om te eet en elke keer is 'n mens verbaas met die resultaat. Ek dink nie gaan soveel goed op die vuur maak nie. Ons gesels môre met Lourens Engelbrecht en ons gesels ook met Johan de Villiers. Johan is via die internet hier, maar Lourens sit in die ateljee. Goeiemôre julle. Goeiemôre, baie dankie dat ek hier kuier. Dis lekker om julle by ons te hê. Kom ons begin by jou Lourens. Jy is oorspronklik 'n vryskut chef, né? Nee? Ja, dis wat ek doen. Voordat ons by die show begin, jy moet die prys hierdie enorme goue hoender wat hier staan. Maar voor ons by hom begin, wat is 'n vryskut chef dan nou? Wat doen julle? Kook jy net vir die mense by die huis of wat maak jy? Ja, wat ek doen is ek werk op wildsplase op die oomblik. So ek het 'n paar kliënte en dan as hulle gaste kry, gaan ek met die bestanddele en goeders na die plase toe en ek kook daarso vir hulle gaste in hulle kombuise en ons doen nogal baie buite uit soos ons dit noem in die bos. En dis waar ons nou maar braai vir die mense want dit is meeste van die tyd internasionale gaste en ons deel ons Suid-Afrikaanse braai kultuur met hulle. So ons gaan baie doen dit gereeld. Lourens, jy weet jy dit natuurlik verkeerd, né? Dis nie 'n vryskut chef, jy's 'n celebrity chef. Nee. Daar's 'n helse verskil tussen jou en 'n vryskut chef. Jy's 'n celebrity. Okay. Johan, vertel my nou 'n bietjie, nou bestuur jy die plaas nog steeds of het jy nou ook besluit om 'n kulinaire koning te word? Nee, ek's maar nog op die plaas, die kombuis is Laurie Hansen. So hier by ons, hy's maar die hoofbaas as jy by die kombuis kom. Maar nee, so ons daarom lekker aan die gang is op die plaas. Ek dink veral ons mense van die noorde af taamlik opgetel wat die plaas geken het en veral nou wou kuier wat fantasties is. Dis wonderlik. Ja. Hoekom wou julle inskryf hierdie kompetisie? Kom ons begin by jou. Hoekom wou jy inskryf hierdie? Ek voel toe ek 'n jong student was, het ek baie kompetisies gedoen en ek het toe ek nou klaar geswat het en goeders het ek half dit nie weer gedoen nie. En dit was vir my net 'n goeie geleentheid om weer bietjie te kompeteer in 'n kompetisie en ek het dit goed gevoel om juis Kokkedoor Vuur en Vlam omdat dit ek Suid-Afrikaans is en ook eintlik maar 'n groot deel van my dag tot dag vryskut werk is as ek op die plase gaan kook. So dit ek maar net gedink, weet wat, kom ons doen dit en kyk hoe ver dit kan gaan. En jy Johan? Nee, ek is natuurlik lief vir kos maak en braai en al die lekker dinge. Maar as meer ingeskryf vir publisiteit vir die plaas en toe gaan dit 'n bietjie beter as wat ons verwag het. Johan, mense het nou allerlei debatte as dit kom by vuur, maar nou wil jy vir my net kom ons stop daai debatte nou net hier. Braai mense met wingerdstokkies of kole, charcoal, soos hier bo in die noorde. Wat is jou opinie? Nee, ek dink jy braai met wat beskikbaar is. Hier by ons is ons baie wingerdstokke waar ons nou 'n bietjie uittrek per jare. Dan gebruik jy hom, rooi kraans is volop, maar ek dink jy braai met wat jy het. Dis maar wat jy gebruik. Jy sien, daar hy het nou heeltemal daai nou. Hy kon nou iets gesê het, maar hy het nou 'n diplomatisiese antwoord gegee. Lourens, as jy nou moet sê, wat is die beste ding wat jy eintlik op moet braai? Ek sou ook sê eintlik enige wat beskikbaar is, solank dit net droog is. Solank dit droog is, ja. Solank dit droog is, want ek dink daar's niks meer onaangenaam as om 'n vuur in die gang te kry met nat hout. Ek meen jy gooi so baie blits in en dan naderhand is daar petrolkannetjie en parafin by en dan begin die alles net vreemd proe. So ja. Enigs wat beskikbaar is, solank dit net baie droog is. Ja, dis om en by hoe ek 'n vuur maak. Alles wat beskikbaar is, gooi ek by. Ja. Johan, kom ons praat 'n bietjie oor Kokkedoor Vuur en Vlam. Was daar op 'n stadium wat jy gedink het ek is verbaas met die resultate of ek is verbaas met wat ek reg gekry het? Was daar iets wat jou verbaas het op 'n stadium in Kokkedoor Vuur en Vlam? Nee, ek dink van die begin af het dit beter gaan as wat ek verwag het dit gaan. Ek dink gaan 'n bietjie gaan vir die eerste 2-3 episodes. Kyk hoe dit gaan en maar toe het ek lekker spanmaats begin kry. Ek dink dis wat maar ook vir my guns getel het. Dit het begin met Stefan, toe was dit ek en Lourens gewees. Mike en toe so ek terug by Lourens natuurlik gewees. So, dit het 'n groot verskil gemaak en hoe ek en die spanmaat saamgewerk. Ek dink dis wat die groot verskil gemaak het in die reeks. Lourens, wat was vir jou die grootste uitdaging geweest van die reeks? Ja, dit gaan alles terug na die fyn gebak met die melkter. Dit was nou nie my trotse oomblik in Kokkedoor gewees nie. Ek voel my bietjie gepootjie. Maar ja, dit was 'n groot uitdaging en dan ook die semifinaal saam met Johan waar ons daai klein goedjies moes gemaak het. Ek het dit nou wragtig nie verwag nie, maar ek dink Johan was 'n great spanmaat. Ons het baie goed saamgewerk en voor die kameras en agter kameras het ons regtig goeie vriende geraak en ons het mekaar begin aanvoel in die kombuis. En dit was tot op daai punt gekom waar ek en Johan net goeie spanmaats was en net kon deurdruk tot op die einde toe en
wanneer ek gestres geraak het, was hy kalm en partykeer moes ek hom ook bietjie kalm hou. Maar ek weet nie hoe kry hy dit reg. Hy was die meeste van die tyd kalm. Ek dink ek het een keer moes ek maar hom bietjie gaan wys of hom sê Tommy, relax ek gou so bietjie, maar ja. Laurens, jy praat nou van Johan. Jy het ook verwys na sy persoonlikheid. Is as 'n tipe van 'n persoonlikheid wat almal omarm. Mense is aangetrokke tot sy vriendelikheid en hy's 'n lekker ou. Nou, Johan, as mens praat van lekker mens wees, né? Dan dink ek aan sulke situasies soos in 'n Kokkedoor Vuur en Vlam waar 'n kameraman of 'n regisseur vir jou sê, "Oké Johan, maar praat nou 'n bietjie dieper. Maar hoe voel jy persoonlik oor wat hier gebeur? Wat het dit aan jou gemaak? Wat het in jou hart gebeur toe daai gebeur het?" As hierdie persoon dit sê. Dit forceer mense om bietjie dieper in jouself te kyk. Dis nie altyd goed wat op die kamera gebeur, dit moet gebeur agter die kamera. Het daar in jou ietsie gegaan wat gesê het, hier het ek 'n les oor myself geleer of vir myself of iets geleer van iemand anders wat ek anders kan hanteer. Wat het jy geleer vir jouself persoonlik in Kokkedoor? Yes, ek dink die groot ding was hoe kalm ek onder druk gebly het. Ek dink dis maar die groot ding wat my verbaas het en die kommunikasie met die spanmaats. Die groot mense van Kokkedoor, dit is maar op die einde van die dag 'n kompetisie wat jy saam met 'n spanmaat moet deurmaak. So daai vermoë van my wat daar deurgekom het my verbaas. En dan verder met daai sessies waar ek gepraat het, ek verwys later na die sielkundige sessies wat ons gehad het. So dit was ook interessant geweest, dit was lekker. Maar nee, hulle vra ons 'n paar lekker vrae altyd ook daar, so druk jy 'n bietjie die kant toe en daai kant toe. Maar ek moet sê ons is 'n lekker groep mense ook saam gewees. So dit is maar moeilik geweest om sleg te praat van iemand. Laurens, jy het gesê jy maak nou kos vir ander mense, so waar kan mense nou saam jou kos maak? Die plaas waarop ek werk is baie privaat, so dit is maar hoe dit is. Ja. En dan ook, ons is nou maar besig om 'n paar langtafel events te reël hier in Pretoria Oos. So mense kan die sosiale media's dophou. Ons is besig om 'n paar goedjies te finaliseer vir die eerste ene wat op die 8ste Junie is. En dan gaan dit maar van daar af aangaan en kyk wat die aanvraag is. En dit is ook baie klein. Dit gaan nie 'n groot tafel wees van 200 mense nie. Dit gaan baie klein en intiem En is wees. dit op kole? Meeste van dit, ja. Ja, ek dink dit is maar so 'n mengsel van bietjie Kokkedoor, bietjie van my elke dag lewe. Ek meen, soos ek werk maar meer saam met buitelandse mense en goeters en daar is 'n paar goeders wat ek al vir hulle gaar gemaak het wat ek dink dit is regtig baie nice en hulle goeie terugvoer gegee oor dit. So dit gaan so 'n kombinasie wees van alles. Ja. Johan, baie dankie dat jy moeite gedoen het om vanmôre saam met ons te gesels. Dis lekker om te hoor dat 'n mens iets leer en dat 'n oorwinning soos hierdie ook 'n trap kan wees tot iets verder en iets dieper. En dankie vir jou moeite vanmôre. Ag nee, baie dankie, ons gehad het. Waardeer dit. Laurens, ons gaan nou weer verder met jou kuier want jy gaan vir ons ietsie mekaar staan in die kombuis. Ja, gaan dit doen. Mense, onthou ons kan nie hier 'n vuur aansteek nie. Die plek gaan afbrand. Nee, ek was so ingelig dat die vuur maar buite moet wees. Okay, goed. Nou, ons is bekommerd dat ek en Jennifer môre nie werk het nie, maar dit gaan nou later gebeur. Ja. Net na hierdie geselsie dan maak Laurens vir ons ietsie om te geniet. Maar ja,